Hoi julle, dit is vir my lekker om weer saam met julle te wees en ek wil sommer iets kortliks met julle deel vandag en hierdie is 'n vraag wat een van die tieners gevra het en dit is: hoe kan ek as 'n kind van God 'n ateïs of 'n ongelowige na die Here toe lei? En ek dink dit is so 'n belangrike vraag in vandag se moderne tyd ook. En ek gaan so 'n bietjie 'n paar punte deurbring van hoe kan ons dit doen. En ek dink baie keer dan dink ons hoef net te praat en dis dalk hoe ons praat of hoe goed ons die Bybel ken, maar ek gaan vandag 'n bietjie kyk en gesels oor hoe ons leefwyse, die voorbeeld wat ons stel, ons eie storie, ons eie getuienis so 'n groot rol speel in om ander dan ook te vertel van Jesus. Nou ek wil eerstens begin om te sê dat wees 'n voorbeeld. Dis die nommer 1 ding wat Jesus van jou en my vra. Ons hoef nie altyd vir iemand net te sê jy moet reg lewe nie of verander jou lewe nie, want hulle gaan dit ook nie kan doen nie. Dit is Jesus wat daai verandering bring, deur die Heilige Gees wat mense oortuig en verander. Maar ek en jy kan deur ons leefwyse 'n voorbeeld wees. Nou hoor mooi wat sê Matteus 5 vers 16. Dit sê: laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. En so belangrik, die nommer 1 ding is dat ek en jy ons lig sal skyn, dat ons goeie werke sal hê, met ander woorde vir jong mense ook daar buite om opvaardig te wees, om te gee, om lief te wees vir ander en deur dit ook en om heilig te lewe. En deur dit kan anders sien dat ons Jesus in ons lewe het, want mense hou ons dop. Of ons dit wil weet of nie, mense kyk na jou lewe en wanneer jy 'n voorbeeld stel, dan wen jy ook hulle vertroue en hulle kan met jou iets kom deel of vra ensovoorts en dit skep die geleentheid dan ook om van Jesus te vertel. Nou nommer 2 het ek hier gesê, bou eers verhouding. So vanuit 'n voorbeeld wat jy kan wees en dit is baie keer op 'n afstand, is dit ook belangrik dat ek en jy moet besef dat ons moet verhouding bou met ander. Ons kan nie inspraak hê in ander se lewe of hulle noodwendig vertel van Jesus wanneer ons nie noodwendig 'n verhouding met hulle het nie, want wanneer ons 'n verhouding met iemand het, dan voel hulle oop en gemaklik om met ons te gesels en ons met hulle. En dit maak dan die oop deur vir ons om die evangelie te verkondig. En julle kan gaan lees in Lukas 19 vers 5 tot 7 van Saggeus. Wanneer almal Saggeus verwerp en uitstoot, dan sien ons dat Jesus kom en hy sê: nee, Saggeus, vandag wil ek by jou kom kuier. Vandag wil ek by jou huis ingaan en saam met jou eet ensovoorts. En Jesus besef dat verhouding bou ontsettend belangrik is. Want ons sien na Jesus en hy saam gekuier het en geëet het en gesels het, dan sien ons Saggeus se hartsverandering. En so is dit belangrik vir jou en my. Voordat ons mense wil vertel van Jesus baie keer of wanneer ons gelei voel om iemand na die Here toe te lei, dat ons eers verhouding sal bou met hulle. Ook belangstel in dit waarna hulle belangstel. Vra ensovoorts, dat hulle voel ons is nie net daar om iets te kom verkondig of jy weet iets te sê vir hulle nie, maar ons stel regtig belang in hulle as persoon. Nou verder het ek ook hier gesê, nommer 3, vertel jou storie. Gee jou getuienis. Daar's soveel krag in ons getuienis, daar's soveel krag in ons storie, want wanneer ons vertel hoe Jesus ons lewe verander het en waar ons vandaan kom, dan kyk ander na dit en hulle kry ook hoop om te sê, maar wow, as God jou kon verander, kan hy my verander. En julle kan in Romeine 10 vers 17 ook dit gaan lees en ek wil dit graag ook hier lees vir julle. Hoor mooi wat sê Romeine 10 vers 17. Dit sê: die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. En daarmee bedoel dit nie ons moet agter 'n preekstoel staan en preek nie, maar ek praat van wanneer ons storie vertel met Jesus Christus wat ons lewe verander het, dan kan ons ander tot geloof bring, want hulle kan werklik sien jou lewe het verander en Jesus Christus is die oorsaak. En daarom kry hy dan die eer en kom hulle tot geloof. So belangrik, moet nooit skaam wees oor jou storie nie. Vertel dit, want dit kan ander tot geloof bring. Nou verder het ek hier gesê ook, dat ons moet eerder vra
en belangstel in die ander persoon as om te redeneer. Baie keer wanneer ons te doen het met iemand wat ateïs is, iemand wat ongelowig is, dan wil ons partykeer 'n bietjie redeneer en ons wil ons punt sterk oorbring en ek verstaan dit. Maar ons moet ook verstaan dat hulle het 'n agtergrond, hulle het 'n milieu, hulle het 'n siening en kom ons gesels saam. Kom ons vra eerder vra en deur dit kan ons hulle laat maak dink oor dit wat hulle glo. En deur dit kan ons sekere punte deurbring, maar die Bybel is duidelik daaroor, ons moenie betrokke raak in rusies nie. Ons moenie betrokke raak in 'n bekleierery of 'n stryery oor die woord nie. Nee, ons moet met liefde en vriendelikheid en met 'n sagmoedigheid oorkom wanneer ons te doen het met ateïste of ongelowige en so die evangelie dan ook oorbring en verkondig. Nou julle kan daar gaan lees in 2 Timoteus 2 vers 23 tot 26 praat dit daarvan dat ons moet met vriendelikheid oorkom en wanneer ons teregwys met 'n sagmoedigheid, met 'n liefde en nie rusies nie. Okay, so moenie elke argument probeer wen, het ek ook hier gesê. Saam met daai punt. Moenie probeer om iets oor te bring wat jy wil jou punt oorbring en jou stelling maak en naderhand verloor jy die persoon nie. Nee, dus weet dat die persoon is belangrik. Stel belang in die persoon en vanuit dit, deur die voorbeeld wat jy reeds wys, deur die verhouding wat jy bou, deur jou storie te vertel, kan jy al klaar groot impak maak. So moenie net gaan op 'n teologiese punt nie, maar eerder kom met liefde, vra, stel belang in die ander persoon en so kan ons hulle harte oopmaak vir die evangelie. Dan het ek verder gesê, ons moet ook bid vir ander. Dis belangrik. Jakobus 5:16 kom sê vir ons, luister, 'n gelowige se gebed het 'n kragtige uitwerking. Besef dat wanneer ons bid vir ateïste, wanneer ons bid vir die ongelowige, daai vriend, daai pel ensovoorts, wanneer ons bid vir hulle, dan dra daai gebed krag en God kan hulle aanraak daar waar hulle is. Afstand is nie vir God 'n probleem nie. En so wil ek dit kom sê vandag dat ons kan bid vir ongelowige vriende. Ons kan bid vir mense wat niks met God te doen wil hê nie en wat ver van hom af is. So belangrik, ons kan bid ook vir hulle. En dan het ek hier gesê laastens, nooi hulle. Dis 'n maklike manier om iemand te kry om in God se teenwoordigheid in te kom. Nooi hulle na 'n selgroep toe, nooi hulle na die tieners toe, nooi hulle kerk toe. Waar ook al daar geestelike byeenkomste is, nooi hulle, want so is hulle in God se teenwoordigheid. En wanneer hulle in God se teenwoordigheid is, kan die Heilige Gees hulle aanraak en hulle harte verander. En so belangrik vandag, mag ek en jy weet, daar's klomp maniere hoe om ongelowiges en ateïste na die Here toe te lei sonder om net te preek, sonder om net vir hulle te sê hulle leefwyse is verkeerd ensovoorts. Daar's beter maniere en maniere waar die Here regtig kragtig kan werk. Nou ek sluit af met 1 Petrus 3 vers 15 wat julle ook kan gaan lees en in dit praat dit dan ook van wanneer mense vra van die hoop wat in ons lewe, dat ons verantwoordelik is en dat ons daai verantwoordelikheid dra om dan vir hulle te vertel van hierdie hoop Jesus Christus. En daarom is dit ook belangrik vir jou en my om nog steeds die woord goed te ken, sodat ons hulle kan lei in hierdie waarheid. So mag ek en jy die woord ken, mag ons dit verkondig, nie net met ons lippe nie, maar ook met ons leefwyse. En dan het ek sommer hierso net 'n kort ietsie wat ek wil deurgee, en dis veral vir die tieners ook. En ek het hierso LLGB, en dit staan vir luister eers, lief hê, tweedens, derdens getuig en vierdens bid. So mag ons eerstens luister na die ander persoon, hulle lief hê met goddelike liefde, en dan ons storie vertel, getuig van God se grootheid en sy liefde, en dan ook vir hulle bid. En so mag ons vandag besef, ons moet die voorbeeld wees vir ander. Vanuit hierdie voorbeeld moet ons verhouding bou. Vanuit hierdie verhouding bou, vertel ons storie. Verder is ons nie hier om te redeneer nie, maar om vrae te vra en belang te stel in die ander persoon. En dan mag ons bid vir hulle. En ook mag ons hulle nooi na ons geestelike byeenkomste, sodat hulle in God se teenwoordigheid kan inkom. So mag dit julle help 'n bietjie vandag om te weet hoe kan ek ander ongelowiges of 'n ateïs na Jesus toe lei. Of jy volwassene is of 'n tiener is, hierdie
beginsels kan toegepas word en dit kan jou help om 'n verskil te maak vir God se koninkryk. Blessings vir julle.